In die nuus vanaand, die minister in die presidentskap, Kombutso Tsevameni, sê 'n ondersoek word geloods na die smokkel van medikasie oor die grens nadat hordes liewer medisyne in 'n buswrak onderweg na buurlande gevind is. Owerhede in die Weskaap dreig om taksiroetes in sommige dele van Kaapstad nog langer te sluit. En die Proteas vrouespan hoop om hulle wenloopie voor te sit teen Sri Lanka by die IKR Vroue Wêreldbeker toernooi. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die Suid-Afrikaanse owerhede ondersoek smokkelary van teenretrovirale middels en ander voorskrifmedisyne wat in die buswrak gevind is na Sondag se ongeluk naby Louw-Trichardt wat die lewens van 43 mense geëis het. Die minister in die presidentskap, Kombutso Tsevameni, het tydens 'n media-sessie die ondersoek bevestig. Die bus wat vanaf die Oos-Kaap na Zimbabwe en Malawi gereis het, het Sondagmiddag in 'n bergagtige deel van die N1 snelweg van die pad geloop en omgeslaan met talle burgers van die twee lande wat dood en beseer is. Die kabinet het meegevoel betuig met die families van die slagoffers. Die moontlike smokkelary van teenvigsmiddels en ander voorgeskrewe medisyne sonder die nodige dokumentasie vir die vervoer daarvan word ondersoek. Farmaseutiese smokkelary behels die onwettige in- of uitvoer van medisyne en die onwettige vervoer daarvan oor landsgrense heen. A full-scale investigation has been launched and law enforcement agencies are also treating this accident as a potential case of pharmaceutical smuggling. Cabinet calls on all foreign nationals to be well-mannered guests in South Africa and reminds everyone that it took a lot of effort to stop the recent unsavory treatment meted out against foreign nationals at local clinics. Unfortunately, the proof that confirms brazen theft of medicines from the government clinics do not assist efforts to restore conditions for foreign nationals to access public health care in South Africa. Volgens Tsevameni sal die regering help met die repatriasie van die slagoffers se liggame. Die kabinet het Bafana geluk gewens wat gekwalifiseer het vir die 2026 FIFA Wêreldbeker deur Rwanda met 3-0 te wen. Tsevameni het ook die voorslepende geweld in Sudan veroordeel en gevra vir 'n onmiddellike skietstaking en dat vredesonderhandelinge moet hervat. Sy sê met die G20 wat oor 'n maand plaasvind, verloop alles volgens plan. Sy het aangedui dat die president onlangs 'n oorsigbesoek aan die plek waar die beraad gehou gaan word gebring het om seker te maak dat alles gereed is. Tsevameni wou nie kommentaar lewer oor 'n 153 miljoen rand tekort wat benodig word om die beraad aan te bied nie. Die vermindering van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se begroting het 'n negatiewe invloed op die weermag se vermoë om die Beitbrug grenspos en die grens met Zimbabwe te beveilig. Dit is die mening van bevelvoerders wat verantwoordelik is vir die weermag se werksamehede by die grenspos in Musina in Limpopo. Hulle het die situasie geskets van die poreuse grens aan die parlement se gesamentlike staande komitee oor verdediging. Die smokkel van onwettige goedere en gekaapte voertuie oor die grens, asook grense wat onwettig oorgesteek word, is van die grootste uitdagings. Volgens die weermag is dit haas onmoontlik om enige grens voldoende te bewaak weens die voortgesette besnoeiings aan sy begroting. The defunding of the SNDF has been for the past, I think, 15 years now ongoing, and that does affect our work. And when the Johnston Committee took it to come on the ground, I was very excited, and I'm happy what happened yesterday, because now they know firsthand what we've been reporting to them. Die komitee sal aanbeveel dat bykomende fondse aan die SANW toegeken word om misdaadsyndikaate wat by Beitbrug bedrywig is te ontbloot. The ease with which people flow between the countries, how they are able to evade the established port of entry and use unofficial entry points which have been established, which have got syndicates operating on them, and they've even developed infrastructure to help them to cross into South Africa. We've got to put a stop to that. Intussen sal die grensbestuursowerheid alle voertuie wat die land verlaat deursoek om die vervoer van groot hoeveelhede medisyne uit Suid-Afrika te verhoed.
Dit volg nadat groot hoeveelhede medisyne gevind is op die toneel van die busongeluk waarin 43 mense op die N1 buite Louis-Trichardt verlede naweek dood is. Die bus het 91 passasiers van Gqeberha na Malawi en Zimbabwe vervoer. Talle passasiers het nie voldoende dokumentasie gehad nie. There are medications that are for a person. You can't take them. But if it is a large consignment, obviously they definitely will do that. It is a worry. We agree it is a worry, but we have never had a situation like that at the port. Terwyl die parlementêre proses voortgaan, tyster onwettige aktiwiteite steeds die grens. Die minister van Polisie, Senzo Mchunu, het aanspreeklikheid aanvaar vir die ontbinding van die taakmag vir die ondersoek van politieke moorde in KwaZulu-Natal. Mchunu het egter voor die ad hoc komitee oor aantuigings van polisiekorrupsie alle beskuldigings ontken dat hy bande met misdaadsyndikaate het. Die taakmagsontbinding was prominent in die aantuigings van politieke inmenging met polisiesake gedoen deur die KZN polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi in Julie. Sommige senior polisiebeamptes het aangevoer dat die ontbinding gelei het na 'n vertrouensbreuk onder die bestuur van die polisiediens. Volgens Mchunu wou hy die feite oor die ontbinding van die politieke moordtaakmag uiteensit, na daarvan aantuigings, vaarantwoorde, aannames en bespiegeling. It's a decision I took and I'm responsible for it and I stand by it. Hy sê die taakmag is nie ontbind om in te meng met sy ondersoeke nie. Mchunu sê die taakmag sou altyd tydelik wees en dat die funksies daarvan ingelyf is by 'n ernstig en geweldsmisdaadafdeling in 'n nuwe struktuur van die polisiedepartement. Work study report effectively disestablished the NPKTT and established a single murder and robbery unit that would effectively carry out various functions of the different task teams under one umbrella. Mchunu sê hy dit onregverdigbaar gevind om 'n taakmag te befonds wat een kategorie moorde in slegs een provinsie ondersoek. Hy sê sodoende is ander moordkategorieë wat veel meer Suid-Afrikaners raak, soos bendegeweld, afgeskeep. You are minister of, you are given a job, minister of police. What do? You've got to run the country, not KZN. You've got to reduce crime. You've got to reduce murders. You've got to reduce proliferation of arms throughout. You can't deal with it with one temporal task team based in KZN. Hy ontken Mkhwanazi se aantuigings van korrupsie, wanbestuur en politieke inmenging met die polisie. I'm no criminal. General Mkhwanazi knows in his conscience that I'm not a criminal. That I have nothing to do with criminal syndicates. He knows. Die minister sê hy is oortuig daarvan dat die grondwet hom die mag gee om die taakmag te ontbind. Die Madlanga-kommissie wat beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het beslis dat sy volgende getuie in 'n geslote sitting sal verskyn. Die hoofgetuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson SC, het verduidelik dat die verrigtinge in kamera moet wees omdat die kommissie bewyse oor die werksamehede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en aktiewe misdaadondersoeke sal aanhoor. News24 en Daily Maverick het intussen besluit om nie meer die in-kamera versoek teen te staan nie. The decision is reached on the Commission's own assessment of what has been put before it in the application itself and also what has been submitted before the Commission this morning. So for those reasons, the hearing today and tomorrow will be in camera.
Die ANC het 3 weke in verskeie tussenverkiesings reg oor die land verloor. Die Patriotic Alliance het wijk 29 in Soweto, Johannesburg oorgeneem, wat sedert Julie vakant was, asook wijk 6 in Swellendam in die Weskaap. Action SA het wijk 7 in Zeerust in Noordwes by die ANC afgeneem. Die ANC kon wijk 15 in die Dr. A.B. Kulma plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap behou. Die party het ook die meeste stemme in wijk 4 in die Langeberg plaaslike munisipaliteit in die Weskaap en wijk 2 in die Musina plaaslike munisipaliteit in Limpopo gekry. In Nairobi, Kenia het minstens 4 roubeklaars gesterf toe veiligheidsmagte skote in die lug afgevuur en traangas gebruik het op duisende roubeklaars by die Kasarani stadion waar die oorlede oppositieleier Raila Odinga se liggaam in staatsie lê. Die skare uitmekaar gespat toe die skote afgaan met sommiges wat op die grond neergeval het. Vroeër die dag het roubeklaars in Nairobi se internasionale lughawe bestorm en die seremonie onderbreek waar tydens president William Ruto Odinga se liggaam met militêre eerbewys ontvang het. Odinga was vir dekades lank 'n belangrike politieke figuur in Kenia. Hy is gister in die ouderdom van 80 jaar in India oorlede waar hy mediese behandeling ontvang het. Taksiroetes in die Weskaap dalk nog langer gesluit en die Universiteit van Wes-Kaapland wil moedertaalonderrig verbeter. Dis alles net hierna. Ons gaan voort. Die Weskaapse minister van Mobiliteit het 'n kennisgewing van voorneme in die provinsiale koerant gepubliseer om die sluiting van taksiroetes tussen Somerset Wes, Mfuleni, Khayelitsha en Strand te verleng. Die roetes is verlede maand vir 30 dae gesluit na wydverspreide vuurwapengeweld waarin ten minste 8 mense dood is. Strydende taksiverenigings Kata en Kodeta moes in die tyd 'n oplossing vind vir die geweld en intimidasie. Die provinsiale departement van mobiliteit sê Kata en Kodeta is 24 uur gegee om 'n vredesooreenkoms te onderteken. Daarna gaan 'n besluit geneem word om die roetes vir nog 30 dae te sluit. In die provinsiale koerant het die minister verklaar dat hy die roetes gesluit het na dodelike konflik tussen taksiverenigings met betrekking tot die roetes in Mfuleni, Somerset Wes, Khayelitsha, Nomzamo en Lwandle. Een van die versoek van onze kant af is dat die partye instem om 'n komitee te stig wat nou die situasie kan monitor terwyl ons vir die prosesse wag wat die stad Kaapstad en die departement moet aangaan om seker te maak dat die mense nou die regte kanale volg om sekere van die vereistes te laat gebeur. Die betrokke partye het tot Vrydagmiddag 3 uur tyd om kommentaar te lewer op die kennisgewing voordat die minister 'n finale besluit oor die verlenging neem. Indien die sluitings verleng word, sal dit eerskomende Saterdag in werking tree. Die SAIK het ook nie kommentaar van Kata en Kodeta gekry nie, aangesien hulle aangedui het dat hulle in vergaderings vasgevang is. Vanessa Puna, SAIK nuus, Kaapstad. Die Universiteit van die Weskaap se fakulteit van onderwys het sy eerste sentrum vir Afrikatale onderrigkonferensie by Bellville in Kaapstad gehou. Die byeenkoms is onder meer daarop gemik om inheemse tale in 'n wyeer konteks sentraal tot onderrig en kurrikulumtransformasie te plaas. Leerlinge ontvang dikwels nie onderrig in hulle moedertale nie, soos Engels, wat hulle dikwels nie ten volle verstaan nie. Dit dra by tot groter ongelykheid in onderrig. Die konferensie het dit onder meer ten doel om alle universiteite aan te moedig om sentrums vir Afrikatale onderrig meer doeltreffend in te span. Daar sal ook gekyk word na hoe om toekomstige onderwysers beter toe te rus om lees, skryf en wetenskappe in moedertaalonderrig aan te bied. Die Universiteit van die Weskaap is reeds besig met sulke pogings. In teacher education, it is imperative that we as a Faculty of Education, and we have started that, to start the process of transforming our teacher education program to bilingual education programs. With, for example, English and isiXhosa or English and Afrikaans, so that we develop our students how to communicate
and how to develop justification and argumentation skills and problem solving skills and creative thinking skills through engaging with the curriculum through dialogue. Kenner sê moedertaalonderrig is uiters belangrik, veral in die grondslagfase. Engels is egter die medium van onderrig ten koste van inheemse tale in stede en townships waar moedertale as 'n tweede of selfs derde vak aangebied word in plaas daarvan as die medium van onderrig. How then do we envision these cult centers in the context of everything that is going on? Because you can't just promote an African language when everybody else is talking about digital technologies, AI, and you're just focusing on African language. So how then do you make what is the interconnectedness? Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding sê daar word baie belê in verskeie projekte wat verband hou met vroeë kinderontwikkeling en moedertaalonderrig. Hy sê daar moet, soos by verskeie universiteite, gefokus word op toekomstige leerkragte se vermoëns om in inheemse tale onderrig te kan bied. Mariska Botha, SAK nuus, Bellville. Kom ons kyk gou na die markaanwysers, soos om 8:00 vanaand. Ons het sportnuus net hierna, as ook die weer vanmôre, moenie weggaan nie. Die Suid-Afrikaanse vroue cricketspan kom môre te staan teen mede-gasheerland Sri Lanka in Colombo in die IKR se vroue cricket wêreldbeker toernooi. Met 3 agtereenvolgende oorwinnings agter die rug, is die Proteas se veldtog goed op dreef vir 'n plek in die halfeindronde. Die vroue Proteas sê die ander mede-gasheerland Indië in 'n nabytstryd geklop en ook met Nieu-Seeland en Bangladesh afgereken. Hulle het egter 'n 10-paaltjie nederlaag teen Engeland in hulle eerste wedstryd gelei. Die span sal ook onthou dat hulle al 2 keer deur Sri Lanka geklop is tydens eendag internasionale wedstryde. Met 3 wedstryde oor in die rondom taliefase van die toernooi, as Suid-Afrika derde op die punteleer. Slegs 1 punt agter die voorlopers Engeland en Australië. Rugbyliefhebbers kan hulle lippe begin aflek vir volgende jaar wanneer die sport se grootste wedywering nuwe hoogtes sal bereik. Afwisselende toere elke 4 jaar tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika. Nadat die beheerliggaam vir rugby in die suidelike halfrond, SANZAR, vroeër vandag sy skedule vir die volgende 5 jaar bekend gemaak het, is daar voorsiening gemaak vir volledige toere in 2026 en 2030. SA Rugby en Rugby Nieu-Seeland het later bevestig dat 'n nuwe hoofstuk in die wedywering tussen die sport se aardsvyende gestalte sal kry wanneer die All Blacks Suid-Afrika volgende jaar in Augustus en September besoek. Die toer sal uit 4 toetse en wedstryde teen Suid-Afrika se 4 verenigde rugby kampioenskapspanne bestaan. Die toetswedstryde sal op Ellis Park, die Kaapstad Stadion en die FNB Stadion plaasvind, terwyl die geskiedkundige 4de toets in die buiteland gespeel sal word. Dit sal die All Blacks se eerste volledige toer in Suid-Afrika wees sedert hulle eerste reeksoorwinning oor die Springbokke op Suid-Afrikaanse bodem in 1996. Die Springbokke sal in 2030 hulle eerste volledige toer na Nieu-Seeland onderneem sedert rugby 'n beroepssport geword het. Intussen is die Blue Bulls vasbeslote om weer op die wenpad te kom in die Verenigde Rugby Kampioenskapsreeks. Die span van Pretoria het verlede naweek teen Ulster in Belfast vasgeval, maar pak Connacht môre aand in Galway. Die Bulle afrigter Johan Ackerman het 11 veranderinge aan sy beginspan vir die kragmeting aangebring. Die Bulle het die reeks met klipharde seges oor Ospreys van Wallis en die verdedigende kampioen Leinster in Pretoria afgeskop. Hulle het altesaam 15 drieë in die 2 kragmetings gedruk. Maar die Bulle het verlede naweek klippe gekou teen Ulster in Belfast en wil nie die vertoning herhaal nie. Ackerman se 11 veranderinge aan sy beginspan sluit in 'n nuwe kaptein, die slot Reinhard Ludwig. Hy sê die kapteinskap is 'n groot verantwoordelikheid.
David Kriel is onderkaptein die naweek en ons het regtig ervare manne in die span soos Jan Serfontein en Willie Leroux wat besluite moet neem, Wilco Lou en ons het 'n sterk bank ook wat opkom, so ek's definitief nie alleen nie en die besluitneming is net my grootste rol is maar net om met die skeieregter te kommunikeer en dit vir die spelers deur te gee en hier en daar besluite te neem, maar dis glad nie alleen nie. Die nuwe afrigter en kaptein is nie in sak en as na die Ulster nederlaag nie. Ludwig sê wat die veranderinge aan die span betref, moet die spelers leer om aanpasbaar te wees. Dit is nog begin van die seisoen, mens kan nog kanse waag en kyk of kombinasies werk of nie werk nie. So ek dink dit is regtig vir ons as spelers, ons moet leer om te adapt en dit is nog vroeg in die seisoen en ek voel glad nie dis 'n slegte ding nie. Môre aand se kragmeting in Galway skop om 9:15 Suid-Afrikaanse tyd af. Liesel Olivier, SAK nuus. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA het weer 'n 4-jaar kontrak aan die Banyana afrigter Desiree Ellis aangebied. Ellis is die permanente hoofafrigter van die senior vrouespan sedert 2018. Banyana het die 2022 Afrika Nasies beker vir vroue onder haar leiding gewen en deurgedring na die ronde van 16 by die 2023 FIFA Vroue Wêreldbeker in Australië. Daar was berigte dat Ellis sedert Julie 2022 sonder 'n kontrak gewerk het en wou uittreë. SAFA se uitvoerende komitee het ook aanbeveel dat Molefi Ntseki as die vereniging se nuwe tegniese direkteur aangestel word in die plek van Walter Steenbok. En ten slotte vanaand 14 Afrika lande is genooi na die Ultimate African Pool Kampioenskap in Mbombela in Mpumalanga. Maar slegs 6 lande met ten minste 100 spelers neem uiteindelik deel. Die geleentheid hoop om die sportsoort reg oor die vasteland as 'n professionele sport te vestig. Dit word veral in vermaaklikheidslokale en kroë gespeel. Al is hy skaam en skugter, is daar geen keer aan Tafiq Mari wanneer hy eers 'n snoekerstok in die hand het nie. Die 17-jarige is die huidige wêreldkampioen vir die onder 18 ouderdomsgroep en hy hoop om weer te kwalifiseer. I love the sport and that's what keep me busy and stuff. And I'm ranked number 1 in the world and I want to become the best pool player in the world. 6 lande neem aan die kampioenskap deel. In Namibië speel ons league. Daar speel ons teen mans en jy kry nie eintlik regtig ware geleentheid om teen vroue te speel want ons is net 'n handjievol vroue in Namibië wat speel. Ek dink seker maar 16 vroue wat speel. So om aan so internasionale kompetisie deel te neem, toets dan ons skill level, kan ek maar sê, om te kyk waar is ons. Die doel van die kampioenskap is om die sportsoort te bevorder. Pool word nog steeds geklas as 'n baartipe sport. En ons het wegbeweeg van daai in die sin dat ons het baie centers wat geen drank op hulle perseel het waar ons die jeug na die centers toe bring en vir hulle leer hoe om die game te speel. Die ekonomiese inspuiting wat die geleentheid die provinsie bied is beduidend. We don't get to compete for the same market and the same business, but we're stretching ourselves and being innovative in how to continue stabilizing the market, growing the tourism economy and creating jobs at the end of the day. Die kampioenskap duur tot Saterdag met R360.000 op die spel. Omwindende tye wat voorlê. Dis dan al vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. Ons groet tot môre aan. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou wat vandag aanbetref. Mooi weer kom voor in die sentrale dele van die land asook in die Noord-Kaap. Enkel tot verspreide buie kan ook verwag vir Limpopo, streek tot in Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in die Oos-Kaap en in dele van die Wes-Kaap. Fris wind kom ook voor langs die kus en 'n matige wind in die binneland. As ons kyk na môre, enkel tot verspreide buie kom voor in die sentrale dele van die land en 'n streek tot in die oostelike dele. Wyd verspreide buie kom ook voor in dele van die Noordwes
Oggendmiskolle kan ook verwag word in dele van Limpopo, streek oor Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in die Oos-Kaap. Daar is ook 'n fris wind langs die kus en in die binneland. Daar is verskeie waarskuwings uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir ewige donderbuie wat grootliks voorkom in Limpopo, asook in Mpumalanga en winderige toestande en hoë duinings wat voor kan kom in die Oos-Kaap kus, asook in die suidwestelike kus. Daar is ook weerwag vir môre uitgerig en dit is vir ewige donderbuie en dit kom grootliks voor in die noordweste. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature vir Gauteng. 'n Warme dag kan verwag word. Temperatuur in die hoë 20s kom voor. Pretoria se minimum daar is 14 met 'n maksimum 28. Johannesburg se maksimum 26 grade. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande, anders warm. Bella te minimum van 16 met 'n maksimum 29. Burgersfort se minimum is 14 met 'n maksimum van 19 grade. Mpumalanga 'n warme dag kan verwag word. Sekunda te minimum van 11 met 'n maksimum van 26. Standerton se maksimum 27 grade. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolkte toestande asook enkele buie wat voor kan kom. Dit is koel in hierdie provinsie. Port Shepstone se minimum daar is 16 met 'n maks van 20. In die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk, ander koel tot warm. Graafrenet se maksimum is 32 grade. Oos-London se minimum is 11 met 'n maks van 23. Willowmore se maksimum is 29. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. 'n koel tot warme dag kom voor. George se minimum is 11 met 'n maks van 24 grade. Die kook styg tot 34 grade in Vredendal. Dan in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande wat voor kan kom, asook met enkele buie in die noordoostelike dele van die land. Anders het warm. Appington se minimum daar is 14 met 'n maks van 34. In die Vrystaat enkele buie kom voor, dis ook warm. Welkom met 'n maksimum van 30 grade. Bloemfontein se maksimum is 32. Dan laastens Noord-Kaap, 'n warme dag kom voor. Anders ook verspreide buie. Vryburg se maksimum is 32. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aan.